Die van julle wat verlede jaar bygewoon het, sal onthou ek het begin met bietjie universiteitsnuus. Ek gaan gou-gou weer dit net sê. Ons het verlede jaar aangekondig dat ons veeartseny departement gaan oopmaak. Dit is my lekker om te sê dit gaan voort. Daar was 'n bietjie baie red tape wat ek dink hulle meer tyd gevat het as wat ons sou wou gehad het. So ek glo dan nou nie dit gaan volgende jaar gebeur nie, maar dit is in die pipeline. Ons gaan sterk voort. Ons kry vreeslike goeie ondersteuning uit die industrie. Ons wil exciting gedoen soos ons eie laboratoriums wat mense al die toetse gedoen kan kry wat ons nêrens gedoen kry in ons land nie. Ons sukkel. Ja, ek dink ons gaan baie beteken vir ons instansie. Okay, verlede jaar was daar sulke forums op die tafels wat vir jou gevra het julle opinies oor wat Vrystaat Landbou doen, allerhande vrae. Ek het baie goeie terugvoer gekry. Ek is toe redelik bangerig terug kantoor toe en ek het oproepe begin maak. Ek wou eers studente betrek en toe besluit ek nee, ek's bang die boere is lelik met hulle, maar in elk geval. En dit was regtig goed. Ek het lekker gesels met die boere. Dis nou lede, nie lede, mense wat bedank het, sodat ons kan sien die hele punt was vir Vrystaat Landbou om dan nou 'n strategie te ontwikkel uit die terugvoer en Ben gaan na my, ek gaan net die resultate deurgee, dan gaan hy vir julle sê wat daarmee gedoen is. Op die stadium van die opname was daar 2619 lede, waarvan 2445 opbetaald was. Die organisasie is eintlik heeltemal afhanklik van ledegeld. 95 tot 99% van die begroting bestaan uit ledegelde. So, wat sê die lede, vorige lede en nie lede? Twee kernpunte wat uitgekom het, was dat elke liewe persoon met wie ek gepraat het, het vir my gesê, daar is 'n plek vir georganiseerde landbou in ons land en dit speel 'n werklike belangrike rol in landbou. 13% het van die ouens wat nou geantwoord het gesê hulle weet nie alles wat Vrystaat Landbou doen nie. Nou dit klink min, maar dis 13% te veel. En dit het nogal lede ingesluit. Kernbevindinge, waar kry die lede die inligting? Interessant, boereverenigings bly fundamenteel. Daar was 'n paar interessante terugvoere oor die boereverenigings. Die een oom het vir my gesê, ja, hy gaan nie meer boereverenigingsvergaderings doen nie, want dit is net 'n gekuier. Hy het nou 'n ander woord gebruik. So hy het net gedink is nie meer sinvol nie. Maar dan e-pos, ek weet nie van julle nie, ek is nogal sleg om my e-posse te lees, veral as dit so generiese e-pos is, maar interessant, die ouens het gesê hulle kry inligting daar. Kongres, hierdie punt, fundamenteel, WhatsApp, het is natuurlik 'n handige tegnologie wat ons het, Vrystaat Landbou verteenwoordiger, en dan sosiale media, sien ek is nie so gewild nie. Ek dink op grond van, ek dink nou nie ek het die ouderdomme hier deurgegee nie, ekskuus man, ek het 'n volledige verslag, maar die grootste gedeelte van die lede is ouer. Ek dink 23% van die lede was tussen 21 en 35. Die res is almal ouer. Dis 'n probleem in landbou, dis nie net hier 'n probleem nie, om jeug betrokke te kry. Ek dink nie dit is noodwendig, daar's baie navorsing wat daar gedoen word, so ek doen nou nie, dis nie my vlak nie, so ek moet nou nie myself uitspreek nie, maar in my opinie dink ek nie dit is 'n lack of, jammer vir die Engels, belangstelling nie. Ek dink net die forums en dan die kapitaal en al daai tipe goed, maar ek het my opinie deurgegee aan Vrystaat Landbou dat hulle bemarking gaan moet aanpas om ook by die jonger generasie aan te pas, en sosiale media speel 'n groot rol daar. Watter platforms werk vir die boere die beste? Vir die lede nie die beste? WhatsApp? Ja, ekskuus, daai moes nou 61% gewees het en nie 0.16 nie. 61 nie. Boereverenigings werk goed, en dan die e-pos, kongres, die verteenwoordiger wat hulle kan mee kontak, en dan die sosiale media. So hulle het gesê dit werk, dit is soos WhatsApp, as jy gou WhatsApp kry om inligting deur te kry,
dan was dit die platform wat die beste gewerk het. Goed, die lede se voorstelle om kommunikasie te verbeter. Die een ding wat uitgestaan het is hulle wil graag hê Vrystaat Landbou moet meer die boereverenigings besoek. Die belangstellingsgroepe op WhatsApp, hulle het gesê miskien kan mens aparte belangstellingsgroepe vorm soos vee belangstellinggroep of graannavorsing, sulke tipe goed wat hulle dan relevante navorsingsinligting en wat huidiglik aangaan kan deurgee. Ja, dat van die ouens het gesê die boerevereniging moet dit 'n agendapunt maak by hulle vergaderings. Met ander woorde Vrystaat Landbou as 'n agendapunt en daar kan dan inligting deurgegee word van hulle kant af. En dan voorsitteropleiding. Dat die boereverenigings hulle voorsitter stuur elke jaar dat hulle weet wat aangaan in die strukture, hoe werk die strukture. Was ook een van die voorstelle. Waarde van die lidmaatskap. So Vrystaat Landbou het 'n klomp rolle wat hulle vervul en ek het dit so deurgegee en vir hulle gevra watter van hierdie sal jy sê is die belangrikste en die een wat uitgestaan het was verbeterde veiligheid op plase waar hulle voel dit is nou hoe hulle voel hulle wil waarde kry uit die lidmaatskap uit. Hulle wil voel verbeterde veiligheid word hanteer deur Vrystaat Landbou. Rampbestuur noodbystand natuurlik. Beveg die verbetering van infrastruktuur in landelike gebiede. Daai paaie wat ons nou oor praat. Landelike ontwikkeling en grondeienaarskap kwessies te hanteer. Jong boere te ondersteun. Advies oor arbeidskwessies. En dan die risiko betreffende myn- en mineraalregte vir landbou en ondersteunende inligting oor markte en risiko's. Jy weet, was nou so klein bietjie later, niks was glad nie belangrik nie, maar julle kan nou net die prioriteit sien van hoe het lede gevoel, hoekom, wat soek hulle van hulle organisasie. Grondsekerheid, ek dink, daai stadium was dit ook, ons weet ons president het allerlei uitsprake, en ons wil weet waar ons staan. Bekamping van diefstal, probleem. Infrastruktuur, soos ek nou gesê, die water, die paaie en die krag, hulle wil graag hê Vrystaat Landbou moet daar 'n rol speel. Grondbelasting, jong boere betrokke te kry. Kyk na die tariewe, goed, hierdie praat ons nou van Vrystaat Landbou tariewe. Die ouens het dit is mos nou maar ek weet as dit swaar gaan in 'n boerdery dan begin jy nou waar jy nou moet sny, dan is hierdie mos nou maar een van die gevalle. Baie van die ouens het net gesê dit is vir hulle baie duur, maar laat die boer verstaan waarvoor hy lede geld betaal, want die oorgrote meerderheid waarmee ek gepraat het, was nie bewus daarvan dat ek dink 900 en iets rand van hulle lede geld gaan direk aan Agri SA vir die strukture wat in plek is nie. So ek dink daai inligting moet meer te beter gekommunikeer word ook, en dan die veediefstalbekamping en brande. So dit is wat hulle verwag van die organisasie. En dan het ek vir ouens wat voorheen lid was of nog glad nie lid was nie gevra, hoekom het jy jou lidmaatskap beëindig of hoekom het jy nie lid, hoekom word jy nie lid nie? Kostes was die heel eerste rede. Ek moet sê die ouens het rarig, baie van hulle het gesê hulle sou graag nog deel gewees het, maar as gevolg van die ekonomiese toestand in boerdery en in landbou, dan as hulle nou moet kies waar moet hulle sny, dan sny hulle nou maar dit. Daar's ook 'n klomp organisasies, Graan SA en 'n klomp organisasies wat die ouens aan behoort. En dit raak net as jy al hierdie goed bymekaar tel baie duur. Onkunde oor Vrystaat Landbou doen, dit is aan hulle deurgegee. Ek weet, jy weet die tyd en goed wat hier ingaan, dan sien ek maar dit word nie gekommunikeer nie. Ek dink nie die lede besef rarig wat hierdie ouens alles doen nie. En hulle moet 'n plan maak om dit aan julle die inligting uit te kry. En dan hier en daar het 'n ou gesê hy sien nie die waarde nie. Maar dit heg vir my aan by die onkunde, omdat die storie nie op die grond kom voor wat alles gebeur nie. Ek dink as jy besef hoeveel vergaderings hulle deursit en wat alles gedoen word, maar soos ek sê, dit moet bekend gemaak wees. Elke persoon wat deelgeneem het, van 'n navorsingskant af wil ek net sê, dit is so belangrik, as daar navorsing oor jou pad kom, of iemand het jou bel, en jy is nou nie regtig lus om met die persoon te praat nie, neem die tyd, want
Goeie navorsing is afhanklik van inligting. As jy nie die regte inligting kry nie, kan jy nie goeie resultate, dan kan ook nie 'n verskil gemaak word nie. Veral kwalitatiewe navorsing wat afhanklik is van mense en mense se opinies. Ek het net goeie resultate of net goeie terugvoer gehad. Ek het op die eind naderhand was dit sulke lekker gesprekke oor landbou. So daarvoor sê ek vir elkeen wat deelgeneem het en die moeite gedoen het, baie dankie.